Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. O die oë op Jesus, kyk op in sy vriendelike sin, en die aardse dinge word nietig en klein, by sy heerlikheid, liefde en lig. Kom ons saam. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. O die oë op Jesus, kyk op in sy vriendelike sin, en die aardse dinge word nietig en klein, by sy heerlikheid, liefde en lig. Baie dankie. Ons wil net vir elkeen hartlik welkom ook sê, en elkeen na die woord vanmôre kom luister. Mag die Here vir u baie, baie ryklik seën. Ons het vanmôre 'n groot nood na die Here, en ek kan vir u verseker dat ek baie opgewonde is om vanoggend die woord van die Here aan u te bring. En dit is net eenvoudig wonderlik om te beleef dat die Here so met ons is en dat hy met ons besig is. Nou net voordat ek hierdie skriflesing doen, ons gaan lees twee dele, Sagaria 9 vers 9 en Lukas 19 vers 28 en 4 tot 44. Nou, dit is eintlik wonderlik om hierdie ooreenkomstige gedeeltes in al vier die evangelies kom dit voor, en baie mooi om dit te gaan lees, want by elkeen kry ons nog 'n paar stukkies inligting om die hele prentjie vir ons in te kleer, en dit alles is eintlik geanker in hierdie Sagaria 9 vers 9, en dit is alles waaroor Palmsondag gaan. Ek weet nie, weet nie of u in kerklike tradisie of hoe u gewoond is in u gemeentes, of daar baie aandag gegee is aan Palmsondag nie. Dit is nogal baie plekke wat dit so gevier word, en wil ek vanmôre bid dat die Here vir u sal wys hoe kosbaar dit is. Nou kom ons lees dan. Sagaria hoofstuk 9 van vers 9. Nou, net hier voor Sagaria 9 wil ek net graag ietsie daarby noem. Die omstandigheid waarin hierdie geskryf is dit is na die ballingskap van die Israeliete, dis so 520 jaar voor Christus, wat hierdie geskryf is. En Juda is verswak en verarm en hulle is moedeloos. Hulle is heeltemal, hulle is in trane, hulle is nou terug by hulle land, maar hulle het nie hoop nie. En nou skryf Sagaria om hulle moed te gee, om hulle hoop te gee, om hulle bietjie vorentoe te laat kyk. En hoor nou hoe mooi is die woord van die Here. Hy sê, verheug julle grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. En nou hierdie woorde, kyk, jou koning kom na jou. Regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig en 'n ry op 'n esel.
op die jong esel die vel van 'n eselin. En dan lees ons nou waar hierdie in vervulling gaan. En onder andere dan nou in Lukas lees ons daar van vers 9, hoofstuk 1 van vers 28. En toe hy dit gesê het, nou net daai toe hy dit gesê het, is die agtergrond, jy kan dit gerus bietjie gaan naspeur, is waar Jesus van die man wat op reis gegaan het, sê, en hy het die ponde aan hulle uitgedeel. En van hulle het dit gebruik, maar ander het dit, die een het sy pond gaan begrawe. En toe Jesus baie harde woorde. Jy weet, mense beeld Jesus altyd net uit as die liefdevolle, en hy is die liefdevolle. Daar's niemand soos hy nie. Maar hy is ook die een wat soms baie hard praat. En in daai gedeelte vers, net die voorafgaande versies, sê hy van hierdie koning wat toe nou kom, en wat voor die ander se oë het hy hierdie doodgeslaan. Dit is iets verskrikliks. Hy sê amper, ek wil dit amper nie eens lees nie. Dis 'n gelykenis. Maar dit sê iets. Waarom mens die geleenthede wat God jou gee, verspil, jou talent gaan begrawe, as jy nie binne God se lewe, se wil vir jou lewe is nie. En sê nie wat ek gaan bære het, maar daar een kant. En jy doen nie wat God wil hê jy moet sê nie. Is daar baie ernstige gevolge. En nou kom hy, en hy kom by vers 28, wat ons nou gaan lees. En toe hy dit gesê het, gaan hy vooruit op weg na Jerusalem. En toe hy naby Betfage in Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind, wat vasgemaak is, waar geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. Vers 32. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vel losmaak, sê die eienaar aan hulle, waarom maak julle die vel los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vel, en laat Jesus daarop sit, en terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy al naby die afdraande van die Olyfberg kom, vers 37, begin die hele menigte, en van die ander vertaling sê die hele skare, juigende volgelinge, God met blydskap te prys met 'n groot stem, hulle het uit volle bors uitgeroep, oor al die kragtige dade, oor die wonderwerke wat hulle gesien het. Vers 38. Terwyl hulle sê, geseënd is die koning, 'n ander vertaling sê, loof die koning, wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor gehuil, het hy daaroor geween, en gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, nou is jy blind daarvoor, sê 'n ander vertaling, want daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante af insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie,
omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Daai tyd toe God gekom het om jou te red, het jy nie besef nie. Nou kom ons buig net so in gebed. Ag Here, u woord is so ryk, so omvangryk. En ek is 'n nietige mens wat vanmôre hierdie geweldig groot taak het om in hierdie goudmyn van u woord die skatte te kom uithaal. En nou het ek nodig, Here, help my deur die Gees, dat hierdie woord in ons sal lewe. Here, ek wil amper sê, grawe vir ons ore om te hoor, gee vir ons oë salf om te sien, open ons verstand om te verstaan wat dit beteken, wat alles hier opgeteken staan, en wat daardie dag gebeur het. Here, en laat u woord nou in ons lewe. Amen. Die teks van oordenking is vers 31. En hulle het gesing, loof die koning. Nou 'n bietjie gaan lees in die ander evangelies, dis nou Matteus, Markus en Johannes. Ons is nou hier by Lukas, wat almal dieselfde gedeelte behandel. Maar in die ander word die woordjie Hosanna gebruik. Hosanna is presies dieselfde, maar Hosanna het eintlik twee betekenisse. En dit is 'n smeekgebed wat uitroep, red ons. Dis 'n noodkreet na God toe, red ons is in groot ellende. Of dit is ook 'n lofprysing. Ons eer u wat red, is die ander verklaring van hierdie woordjie Hosanna. So, dis die een is dit 'n smeekroep, en die ander is dit 'n lofprysing, red ons. Ons eer u wat red, dis die uitroep daar, loof die koning. Maar dan kom ons by vers 41. En hier kom die hele prentjie, nou het ons hele menigte wat nou sê, loof hom. En toe hy naby kom, en die stad sien, nou jy moet 'n bietjie inleef in die prentjie. Hier kom Jesus en hierdie hele klomp mense is aan, en hulle sing nou, hulle skreeu Hosanna, en hulle sing, en hulle gaan te kere, en dis 'n groot optog met groot vreugde, wat hulle daar aan die gang het. Maar as jy mooi gaan kyk, die een oor wie dit alles gaan, hy loop en huil. En ek bid vanmôre, dat die geween van Jesus jou in my hart voor God sal laat krummel. Hy loop en ween oor hierdie stad. En dis dan die tema vanmôre, loof die koning, maar hy huil. Dis 'n triomftog, dis 'n oorwinningskreet. Dis die fantastiese iets, die koning van die hemel en die aarde het gekom, en hy word besing. Maar vir Jesus is dit tranendal. En ek wil waag om te sê, sy tranendal het in 'n geestelike sin nog nie opgehou nie. Want wat daai dag daar gebeur het, gebeur daagliks in u en my lewe, en ons moenie vanmôre dink, ons is beter as daai skare, wat Jesus gevolg het nie. 5 dae na hierdie loof die koning, toe skreeu hulle, kruisig hom, weg met hom. En die volgende oomblik, 5 dae daarna, toe is dit die hele ander prentjie. Nou hierdie hele triomftog, hierdie wat alles hier gebeur met Jesus se trane en alles, is dan nou hierdie wonder van hierdie Palmsondag. Dis waaroor dit gaan, en dit gaan die Palmsondag, maar net die palmtakke wat hulle uitgegooi het in daardie tyd. So die heel eerste vraag, ek wil maar net 3 gedagtes met u deel. Die eerste is, wat is so spesiaal aan Palmsondag? Iemand vra my vanmôre. Nou, wat is Palmsondag nou eintlik?
En dis my gebed dat die volle betekenis van Palmsondag vir u sal oopgaan, sodat u sien hoe spesiaal hierdie geleentheid is. En ek bid dat dit so spesiaal is, dit vir my geword het, in my studie daarvan hierdie week, dat daar so ietsie is daarvan, net 'n ou krummeltjie daarvan, na u kant toe ook sal kom. In Johannes 12, wat ook gaan oor hierdie selfde saak, lees ons in vers 23, die uur het gekom. U sal herinner as u deur die evangelies lees, byvoorbeeld by die bruiloft te Kana in Galilea, toe die moeder vir Jesus kom sê, hy moet die wonderwerk doen met die water en die wyn, toe sê Jesus, hoekom kom jy na my toe? Hy sê, my uur het nog nie gekom nie. En so telkens deur die evangelies lees ons, en sy uur het nog nie gekom nie. En nou skielik hier lees ons, sy uur het gekom. Palmsondag het aangebreek. Die uur het gekom. U sien, daar was deur die eeue 'n verwagting wat opgebou het, ook uit hierdie Sagaria 9 vers 9 se profesie, dat Jesus, die koning, die Messias gaan kom. Die koning van Israel gaan kom. Nou, hulle het net 'n deel van haar belofte gelees en nie die hele ding mooi deurgelees nie, anders het hulle daai dag mooi verstaan, selfs die disippels het nie eens verstaan wat daar aangaan nie. En so is 'n mens maar partykeer stokblind, jy verstaan maar net wat jy ken, sê die slim mense. As jy iets ken, dan verstaan jy dit. As jy kanker gehad het, dan verstaan jy so 'n bietjie daarvan. As jy dit nog nie gehad het nie, dan verstaan jy dit nie. Dan kan jy vrou sê, ek is jammer, ek bid vir jou. Maar jy het nie naaste by 'n klou van wat daai mens deurgaan nie. So, hier is ook, hulle sien maar, hulle verstaan eintlik nie, hulle begryp nie wat hier aan die gang is nie. Maar, ek is so opgewonde daaroor, weet jy, dis 5 dae voor Jesus, die lam, geslag is. Nou moet u in die prentjie inleef. Vir enige paasofferlam moes 5 dae voor die tyd gekeur word. Hy lammers moes 5 dae voor die tyd, moes die hele lot, die hele trop skape, hierdie lammers, moes by die priester kom aanmeld en hy doen inspeksie. Hulle was besig daai tyd. Nou vra ek myself, hoeveel lammers was betrokke? Nou is daar, in die Bybel sê nie, maar ons nou 'n bietjie ons verstand gebruik en dink. Josef is die geskiedskrywer wat baie betroubaar is van daardie tyd en waaruit baie feite van die Bybel ook uitkom, Josefus. Hy het gereken dat daar iets soos 250.000 lammers in Jerusalem was, tot 300.000. Daar word gereken dat, en dit werk so, elke 10 mense het aan 'n lam geëet. En dit kom nog daarvan Eksodus 12. As jy 'n klein gesinnetjie, dan nooi jou bure saam en julle saam met hierdie lam, want alles moet daai aand opgeëet word. Nou daai lam moet vlekkeloos wees. En daar moet hy gebring word na die priester, en hierdie optogte van oral waar mense gekom het om hierdie fees te kom vier, het jy oral gehoor skape bleg. En die mense kom aangestroom, en wanneer moet hulle daar wees? Die groot skare, 5 dae voor die lam geslag word. So die paaie is vol mense, op pad met hulle lammers, om gekeur te word. Daar was miljoene mense in Jerusalem. Die getal is nie presies seker nie. Maar nou in hierdie hele gebeure is daar nog 'n ander iets. En dit het my nou nogal opgeval. En nou in hierdie middel van hierdie gebeur daar, in Johannes 12 lees ons, in hierdie optoggeleentheid, lees ons in vers 20, en daar was sekere Grieke. Nou wat op die aarde het die Grieke met hierdie hele saak te doen?
En daar was sekere Grieke onder die wat opgekom het om die fees te aanbid. Dit ondersteun die gedagte van hierdie groot skare wat gekom het, né? Want van oral straf kom, en nou het hierdie Grieke ook gekom. En toe kom hulle na die disippels toe en hulle vra, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Want u sien, dit was plus minus 'n week voor hierdie Palmsondag, was dit Lazarus se opwekking. Dit was omtrent 'n week voor dit. En dit kon ook op daai Sondag, die eerste dag van die week gewees het, maar is nie spesifiek seker nie. Maar Jesus het in daai tyd daar in Betanië gebly, by Maria en Martha en by Lazarus. Hy het daar by hulle gebly. En dit is van daar af wat al hierdie goed gebeur. En vandat Lazarus opgewek is, toe's die hele mensdom in rep en roer, en hulle sê, maar hierdie is die Messias. Hulle is so opgewonde, hulle sien hierdie wonderwerk, niemand het nog iemand so uit die dood opgewek nie, en Lazarus het lewendig geword. En hulle het 'n verwagting, ons Messias is dalk hier, en hulle drom saam, en as daar 'n beweging is, dan drom hulle saam agter hierdie hele parade aan in hulle. En ons wil Jesus graag sien. En wat vir my so treffend is toe hulle nou na Jesus toe kom en sê vir hom, daar's Grieke wat u wil sien. Hoor wat sê Jesus. Hy sê die uur het gekom. Daar slaan die klok. Die uur het gekom, die oomblik het aangebreek. Watter oomblik? Nou moet jy mooi gaan kyk. Die rol van hierdie Grieke. U sien, toe Jesus aanvanklik sy disippels in die evangelies uitstuur, toe sê hy, hulle moet gaan na die Israeliese mense, na die Jode toe. Hulle moet nie na die vreemdes gaan nie, hulle moet net na hulle toe gaan. En nou hoor nou mooi. In Jesaja 49 vers 6 staan, hy het gesê, dis te gering dat u my knegt sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes van Israel. Dis die twee gedeeltes van die Jode, né? Is Jakob en Israel. Ek het u gemaak, sprekende van die Jesus wat nog sal kom, tot 'n lig van die nasies, nie net van die volk Israel nie, om my heil te laat wees, tot aan die einde van die aarde. Die oomblik toe die Grieke kom vra, ons wil Jesus sien. Toe sê dit, okay, hierdie klomp Jode, hy het na sy eiendom gekom, sy eiendom het hom nie aangeneem nie. En hierdie, wat daar gebeur in daai 5 dae, wat hierdie klomp owerpriesters en geestelike leiers, en hierdie klomp wat daar was, het Jesus verwerp. En die evangelie kom na u en my, wat heidense nasies is. En ons word deel van die hele evangelie. Nou moet jy gaan lees in Efesiërs 2, dan praat hy daar oor die skeiding tussen die nasies. En dan sê hy die groot misterie wat daar is, dat die evangelie is nie net vir die Jode bedoel nie, maar ook vir die Grieke. En dit was, Paulus was een wat gegaan het na die ander volkere toe. En dit was 'n geweldige groot aanpassing toe Petrus die opdrag kry om na 'n heiden, na Cornelius toe te gaan. Toe moet hy 'n gesig in die nag kry om net oor hierdie ding te kom, dat hy na 'n ander nasie toe die evangelie moet te gaan bring. En Cornelius, hy gaan nie eens in sy huis in nie. Hy glo hy's onreinig en in sy huis ingaan. Petrus, hy's gered. Maar hy het nog blokkades in sy binneste dat hy dink die evangelie is net vir die Jode. En hier kom die evangelie dat u en ek ook nou saam. Die muur van skeiding is afgebreek en ons is deel in dieselfde evangelie as wat Jesus het eers vir sy eie mense gekom, vir sy eie verbondsvolk, en toe dit oorgegaan in die nasies. En dan lees ons totdat die tye van die nasies vervul is,
in die tyd van die wederkoms, wanneer die Here Jesus kom, dan is die tye van die nasies vervul, die evangelie wat uitgegaan in die ander nasies, en Jesus gaan terugkom met sy wederkoms. So net die interessantheid hier, die uur het gekom. Net ook, hier net interessant dat ek ook gelees het, jy onthou die aanhaling van Simon van Sirene, wat die kruis van Jesus rit, dit kom nou eers nader aan Goeie Vrydag se kant toe, né? Maar Simon wat hulle gedwing het om die kruis van Jesus te dra, daar is nou een ding van Simon, hy moes 'n Jood wees. Want die Romeine het 'n wet gehad, 'n amptelike wet op die boek, dat hy kan enige Jood vang en vir hom sê, jy dra my las. As hy met sy kietbek daar loop, en hy dra swaar, sien hy Joodjie, kom. En as hy met jou 1 myl swaar saam af van jou afdwing, dan sê die Here, dan loop jy met hom 2 saam. Want dit is een van die verskriklikste dinge. Die Israeliete was so onderdruk deur hierdie klomp Romeine. Dit het uitgeskreeu in hulle binneste, verlos ons. Kom en red ons net van hierdie juk van die Romeine, verlos ons. En dis waarom hulle die Messias wil hê. Hulle wil hê hy kom, hy moet hulle koning wees. Hy moet hierdie Romeinse juk kom afgooi en dinge op aarde moet vir hulle bietjie beter gaan, want dit gaan sleg met hulle. Hulle betaal vreeslike belastings, hulle het vreeslike moeilikheid. Dit klink soos baie regerings van vandag, maar hulle het baie druk en baie ellende gehad en het klaar vir hierdie Here ag. Maar nou Simon van Sirene, so dit beteken, hy is 1500 km van Jerusalem. Sien nie hoe ver het mense gekom vir hierdie fees. Sien nie hoe baie mense oor die destydse wêreld het saamgestroom en was daar by die kruis byeen en daar by Palm Sondag by daai dag toe hulle die optog gehad het en nog 'n ander ding. Palm Sondag is nie op die Sabbat, dis nie op een van die groot Joodse dae nie. Dis die eerste dag van die week. Dis dieselfde as die opstandingsdag van die Here Jesus. Is dit nie merkwaardig hoe God dinge beplan en weet jy, daar is so 'n tendens in die wêreld, ons leef ons in 'n moderne wêreld, waar die mens mondig geword het. Hy maak wat hy wil. En die mens het sy reg om sy eie besluite te neem en hy soek net 'n bietjie vryheid. Ek wil net 'n bietjie loskom. Ons net nie gestrem wees nie. Ek het vir jou baie groot verrassing. God se woord is gestreng. Nie soos die klomp fariseërs wat wette saamgestel het en dit vir mense moeilik gemaak, nee. Maar God se woord is beslis. God is 'n God van orde. God trek sy lyne baie fyn. Op uur en datum en minuut gebeur goed soos wat God dit wil laat gebeur. En so deur al die eeue heen was Palm Sondag die dag toe Jesus Jerusalem moes inry. En alles wat daar gebeur het 'n aangrypende boodskap vir ons vanoggend. In Matteus 21 vers 5 lees ons, sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Nou as mens dink aan 'n koning, dan dink mens aan die mooiste, seker een van hierdie Arabierpere, jy weet wat, hierdie koning met sy kleed, en hy het 'n optog, en die mense volg hom, hy gaan hierdie Romeinse juk afgooi, hy gaan hulle vernietig, hy gaan hulle verpletter, hy gaan al wat 'n keiser en 'n ding is, gaan hy die ewigheid instuur. Ons wag vir so 'n koning op daai groot, fantastiese perd, wat deur maande lank gekweek en geteel en versorg is om die koning van die konings Jerusalem in te vat. Jou koning kom na jou. Sagmoedig. Hy sit op 'n esel. Ja, jong esel, die vel van 'n pakdier, weet jy. Toe lees ek nou ook in hierdie week, moet ek sê, al die jare wat ek kom,
Ek het nooit raak gelees nie. Jesus het nie op die mamma velletjie gery nie. Mamma van die velletjie nie. Hoor wat sê die woord. Hy sit op die esel. 'n jong esel. Die vel van 'n bakkie. En wat 'n boodskap is daar nie in vir ons. Hierdie eselsvelletjie. Jy sien die offers van daai tyd was so, daar mag geen dier aan God geoffer word, wat 'n juk gedra het, wat 'n las gedra het, wat 'n pakdier was nie. Hy moes vars wees. Heilig eenkant gesit. En so is hierdie ou eselsvelletjie. Andrew Murray, ek glo baie van u weet van Andrew Murray. Hy was in Wellington het hy die kweekskool gehad destyds. Hy was ook moderator van die eie kerk destyds. Die jare van groot herlewing in Suid-Afrika, so 1860s daarom. Maar hy het vir sy teoloog wat hy opgelei het, sê, hoorie, jy's nie groot en vernaam as jy die evangelie kan doen nie. Al wat jy doen, jy's net 'n donkie. Jy's net 'n donkie. En hy het al sy teologiese studente genoem donkies. Daar is selfs in Wellington 'n plekkie waar hierdie donkies gaan bid het. Naby ek het dit gaan sien, daar by die kweekskool, die ou kweekskool, ou historiese geboue. Naby dit wys hulle so 'n entjie, daar is die bos, waar hierdie studente hulle voor God verontmoedig. Hulle was net donkies. Ek wil die vra, is jy 'n donkie? Wat 'n voorreg, om die koning van die konings op jou rug te hê. En het jy al mooi na 'n donkie gekyk? Weet jy, God in sy grootheid is net verbasend wonderlik. Kyk daar hoe lyk die rug van 'n donkie. Sien jy wat sy donkie op hy rug van die donkie geteken? Dis 'n kruis. En hy gaan die verlosser wat gekruisig gaan word, gaan hy dra kruis toe. Hy is nie 'n gewone koning nie. Hy is die teenoorgestelde van 'n oorlogsperd. En dit was vir hierdie volk nie goeie nuus nie. Hulle soek 'n koning, 'n ware koning. Hulle soek 'n koning wat 'n scepter swaai en 'n hele klomp mense kan uitwis. Hy kan. Maar hy kom in sagmoedigheid. Nou net die woordjie sagmoedig, wil ek hê, ek weet nie wat gaan in u kop aan nie, nou in die vrugte van die Gees, is eintlik die volgende vrug wat ons behandel is sagmoedigheid, maar nou loop ons sommer hierop raak, en dis die Griekse woordjie praos, sagmoedigheid. Ek wil hê jy moet die laaste deel van die woord mooi bedink, moedig. Dit beteken sterk. Sag, moedig, is om 'n teerheid sterk te wees. En die dames wat baie spandeer om mooi te lyk, te versier. Jy gelees God se resep. Hy sê, my jou nie versier. Hier is die versiering. Moenie jou probeer versier met die aardse goed net nie. Nee, daar is 'n ander versiering. Sagmoedigheid. Dis die mooiste wat 'n mens in jou lewe kan hê, is iets wat uit jou hart uitkom wat sterk is, kragtig is. Maar wat die teerheid van God dra, sagmoedigheid. Dit beteken dinamies, maar met teerheid. Jy sien, Adam en Eva was dinamiese mense. Hulle het hierdie hele aarde het hulle regeer. Hulle was God se verteenwoordigers.
Hulle het alles hier gedoen wat God wil hê hulle moet doen. Daar's twee goed wat hulle gehad het, die grootste kenmerk as ons daaraan kan gee is, hulle het geweldige betekenis gehad. Hulle was sagmoedig. Jy sien van die sagmoedig, die gesindheid van die eseltjie, is om onder God se bevel te staan. Maar toe besluit Eva, nee, ek wil nie soos 'n eseltjie wees nie. Ek wil 'n oorlogsperd wees. Ek wil my eie koning wees. Ek wil regeer, ek wil oorwin op my manier, nie op God se manier. Mense denke is, ek wil amper sê verrot met dit, laat ek is die koning. Jy moet net glo hoe sterk jy is en hoe groot jy is. Daar's boeke daaroor geskryf, sê dit en verkry dit. Jy spreek die Bybelse beloftes, dan gaan dit gebeur. Ons sien, daai 5 dae se omkeer, dinge het nie gegaan soos hulle dit wou hê nie, want hulle hou nie van 'n sagmoedige koning nie. Hulle wil nie hê dat hy vir hulle voorbeeld moet wees en vir hulle die kruis weggaan. Hulle neem aanstoot daaraan. Petrus het so ver gegaan om te sê, Jesus bestraf en sê, dit mag nooit gebeur nie, kruis, nooit, vergeet dit. Ons is op pad na die troon toe. Een gaan links en een gaan regs sit. Die een gaan hierdie posisie en daai die ander. So gaan dit maar vandag nog. In die tempel, hy gooi die tempel die tafels om. Dis nou die einde van daai dag van die Palmsondag, daai Palmdag wat hulle toe in die tempel inkom, hy die tafels omgegooi en hy het mense gesond gemaak daar. En die Fariseërs is vreeslik kwaad, hulle sê, maak hulle stil, kan jy nie hoor wat hulle sê nie, dit is lasterlik wat hulle sê. En Jesus, as hulle nie uitroep nie, sal die klippe uitroep, en hoor nou mooi, wat gaan in vervulling, en Jesus haal het nogal aan, Psalm 8 vers 3, hoor nou mooi, hoe God werk. Hy sê, uit die mond van kinders en suigelinge, het u sterkte grondves, om u teestanders ontwil, om die vyande en wraakgieriges stil te maak, om kinders te hê wat jou boodskap gaan oordra. En die Here Jesus het hulle nader getrek, hy is die een wat 'n kind so lief het. Ek wil vir elke kind hier sê, jy is baie kosbaar in God se oog. Hy sê jy het dit in jou deur sy gees om die vyande van God se monde stil te maak. En nou kom dit vir my by die kern van hierdie boodskap vanmôre. Loof die koning, maar Jesus huil. En die vraag is waarom? Nou wil ek dit graag vir u lees. Hy sê in Matteus 23 vers 37, Jerusalem, Jerusalem. Kyk dit deur sy trane, hoor hierdie Jerusalem, Jerusalem. Jy by die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou gestuur word, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos 'n henner kykens onder die vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie. In Markus 11 vers 11 en Jesus het in Jerusalem gekom in die tempel en nadat hy alles rondom bekyk het. Hoekom bekyk hy dit so? Daar's 'n ander een van die evangelies wat sê die disippels het hom rondgevat en alles daar gewys. Hy kyk na hierdie pragtige tempel en alles daar. Waarom kyk hy so? Want hy sê, hierdie tempel gaan afgebreek word. En daar gaan nie een klip op die ander oorbly nie. Hoe is dit moontlik? Skaars 40 jaar na Jesus se intog, toe gebeur dit. Die gevolge van hulle keuse. En Jesus se hartseer is nie net dat hulle hom verwerp het nie. Hy is hartseer omdat
hulle sy Vader verwerp en sy liefde verwerp, maar die gevolge wat hulle gaan tref. Daar was 'n opstand, die Jode het in opstand gekom teen die Romeinse heerskappy. En ons lees in die geskiedenisboeke, Titus beleer Jerusalem, en in 70 na Christus, soos omtrent 40 jaar na hierdie gebeure, val hy die stad binne. 600.000 Jode sterf. Die mense vlug binne in die tempel en want hulle sê wel, daar sal God ons beskerm. En daar rondom word daar houte opgestapel en almal van hulle verbrand binne in die tempel. En die goud wat in die tempel was, loop tussen die gleuwe van die klippe in. En fortuinsoekers kom jare later en hulle soek die goud. Nou breek hulle klip vir klip, breek hulle af om by die goud uit te kom. En Jesus se waarskuwing, hy sê dat geen klip sal op die ander een oorbly nie. Hy huil oor mense wat nie luister na God se stem, om nie te besef dat die goeie tyd van God, toe hy jou wil red, toe hy belang gestel het in jou, toe hy jou ware koning wil word, maar jy jou nek moes buig in sagmoedigheid voor hom, toe jy in weerstand gekom en sê, maar ek is goed genoeg soos wat ek is. Moenie oor my bekommerd wees nie. Ek gaan hemel toe. Sê wie? Hoe gaan jy daar kom? Die enigste manier deur hierdie Jesus wat gekruisig is. En jy sal vereenselwig moet word met hom wat gesterwe het. As iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis opneem en my volg. Met ander woorde, jy kan nie 'n koning wees op jou eie troon en nou in die hemel wil kom. Nee, vergeet dit. Jy sal moet afklim. Jy sal jou voor God moet verootmoedig. En by hom uitkom. Jesus huil. Omdat mense die goeie tyd toe hy hulle besoek het, nie opgemerk het. Hy roep het uit, as jy vandag tog wou. Jy sien hulle het eintlik hulle self gedien. Hulle Hosanna het eintlik oor hulle self gaan, red ons. Hulle noem Jesus die een wat ons verlos. Waarom? Oor hulle eie aardse belange. Jy sien, hulle wil net 'n bietjie makliker word. Hulle wil dit afgegooi, Here, as U ons net verlos van al hierdie ellende en gemors wat daar in die wêreld aan die gang is, dan sal ons U dien, dankie Here. En hulle klap hande, loof koning Jesus, halleluja. Sien hom vanmôre as die nederige koning. Hy het homself verneder, sê Filippense 2, hy het die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, hy het mens geword, hy het nog dieper, hy het dieper gedaal tot die dood toe. En nou sê hy, vir sy kinders, en nie wat daarop aanspraak maak vanmôre om te sê, ek is 'n kind van God, hoor wat sê hy, dieselfde gesindheid, van die een wat op die donkietjie ingery het, daai gesindheid, moet in julle wees, wat in Christus Jesus was. En nou kom Filippense 2, hy sê, Jesus het nou die naam wat bo elke naam is, hy is die een wat bo alles is. Nou sê hy, werk jou eie heiligheid met vrees en bewe, sidder as jy voor God kom, om te sê, Here, is my lewe reg met U. Want hy werk in jou, om te werk, sowel as om te wil, nou sê welbaar, jy het God nodig. Moenie net aan jou eie belange dink nie. Daai Filippense 2. Paulus sê, ag, as julle tog maar net my blydskap wil kom groot maak, wees eensgesind. Eensgesind, waar kry mens dit? Hy sê, julle moet nie elkeen met sy eie belange omsien nie, het gaan oor jouself, oor jou ek. Julle moet dieselfde gesindheid hê, en julle weet wat ook 'n Christus Jesus was, hierdie gesindheid moet daar wees.
Die een moet nie iets doen uit selfsug en ydelle eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Respek. Hoeveel respek het jong mens vir ou mens en ou mens vir jong mens? Hoeveel respek is daar onder mekaar? Weet jy wat is respek? Jy praat met iemand soos 'n koning. Dan openbaar jy dat Jesus die koning in jou hart is. Anders dan is jy nog self, jou vleeslike, selfgesentreerde ek. Elke knie sal buig, elke tong sal erken, sê Jesus. Jesus is die koning. Nou, Jesus, die koning, en dan die vraag vanmôre, of is jy dalk self, of is dit dalk ek, wat die koning is? Nou, sê, ja, hierdie is nou nie so lekker vanmôre in hierdie boodskap nie, hier is 'n deel wat nie lekker is, en ek wil vir u sê, verdra asseblief, want dit is God se woord. En nou wat gebeur, hoe weet jy of jy op die troon is, en of God op die troon is? Maklike toets. Soos ek gesê het, as jy op 'n slang se stert trap, as jy hom raak trap, dan is dit net so, dan pik hy vir jou. As 'n beheervraat, jy weet, die Engelse woord is 'n control freak. As iemand op sy terrein inbeweeg, tantrum. Afrikaanse woord 'n vloerboer. Dis dan moeilikheid. Want ek is koning hier, niemand raak aan my koningskap nie. Is Jesus koning? Of is dit dalk jy? Nog 'n baie oulike praktiese toets. Jy's haastig, jy's op pad dokter toe, en jy's daar in sy straatjie, en hier voor jou kom so 'n lorrietjie in. En daar staan, careful learner driver. En die verkeer kom van vooraf, en jy sit en kook hier so, jy wil verbykom, en jy sien ek sal amper 10 minute laat vir my dokters afspraak. Nou ek beloof jou, daar sal dit wys of jy die toets dop of nie. Daar sal jy sien, wie is koning in jou hart. Ja, mens kan geïrriteerd wees, dis waar, maar verloor jy dit? Of sê, Here, wees genadig, help my, ek is in 'n krisis. Die gesindheidstoes, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat in Christus Jesus was. Ag, weet jy, en vir my so hartseer, wat Jesus ook so gebeen het, dis nie die klomp Romeine wat hom vervolg het nie. Dis nie die Romeine wat hom gehaal het, ja, die spykers ingekap. Maar wie was die rede waarom Jesus gesterf het? Die kerkmense, die godsdienstiges, die geestelike leiers. Ek is koning. Ag, weet jy, die kerk van die Here Jesus, daar's hoeveel gemeentes, daar's hoeveel plekke, waar hierdie koningsstorie, en die trap op die sterk, net so, daar's al moeilikheid, daar's die eenheid uit mekaar uit, dan word daar nie meer gegroet nie, dan word daar nie meer gepraat nie. Waarom? As op die slang se stert getrap, want ek is koning, ek is baas, hoenderhaan op my eie mishoop, geen ander hoenderhaan kom kraai hier by my. Nou wil ek u net eens bietjie in 'n ligter lyn, en die boodskap is bietjie swaar. Hierdie hele ding van selfsug, het jy al gehoor van die grondwet van 'n kleuter? Grondwet van 'n kleuter. En nou mooi, en jy sal kan sê of dit waar is, die van u wat kleuters het. Hy so die grondwet, as ek iets sien, is dit myne. Hy sê, as ek dit in my hand is dit ook myne. As jy daarmee speel, en ek wil dit hê, is dit myne. As ek dit tot 'n reg terug gehad het, is dit steeds myne. As dit iets is wat ek nog nooit gesien het nie,
is dit definitief myne. As jy daarmee bou en ek dit afbreek, dan is dit ook myne. As dit stikkend is, dan is dit joune. As ek moeg is alles myne. As dit lekker is, of as dit lekker lyk, is dit myne. As jy sê, dis joune, is jy verkeerd, want dit is myne. Dis maar net die kleuter se grondwet. Liewe vriende, hierdie is maar net 'n illustrasie van die selfsugende mensehart. Weet jy, ons moet nie weghardloop daarvoor. As God sy swaard kom indruk en vir jou kom wys, my kind, ontdek hoeveel in jou lewe gaan oor jouself. In Martin Luther se tyd, nou dis so bietjie meer as 500 jaar terug, né? Martin Luther 1545 daarom is hy oorlede. Maar die hele wêreld het vir 5500 jaar was die mense siening, die aarde is die senter van die heelal. En toe kom daar, dis nou geskiedenis hierdie, toe kom daar 'n Copernicus, dis daar in die tyd van Martin Luther, en daar was Galileo, en daar was Kepler geweest, en hulle is vreeslik vervolg. Copernicus het sy idees eers later gepubliseer uit vrees vir vervolging. Galileo is verhoor en gedwing om sy oortuigings te herroep en tot huisarrest gevonnis, omdat hy sê, die aarde is nie die senter van alles nie. En Kepler, hulle tot sy ma beskuldig van heksery, en hy moes haar verdedig in die hof. Geweldige moeilikheid, want hierdie 3 manne het gesê, die aarde is nie die middel nie. Maar weet jy, daar is vandag nog mense, hulle, daar is tot ons nou die, wat noem net conspiracies, nee? Wat sê daar was glad nie 'n maanreis nie. Hulle glo dit vandag nog, hulle is nog daarby, waar hulle sê nie, die aarde is plat en hy het nog nie eens, hy is die middel van alles. Mense wat dit nie wil glo nie, nou goed, mense so wil glo maar so. Maar die aarde is nie die senter van alles nie. Maar party mense dink, alles wentel om hulle, alles moet gebeur soos hulle dit wil hê. Hulle is die senter en die hele uitspansel moet rondom hulle draai. Nogal nie. En God het jou nie so gemaak nie. Dis die verleiding van die sonde en selfsug wat die mens so gemaak het. Hy sê in sy woord, hy sê, die mense sal liefhebbers van hulle self word. Waar kom dit vandaan? Die hele mensdom se denke is so, liefhebbers van hulle self, nie van God nie. Jesus huil oor wie? Oor mense wat hulle eie koning wil wees. Oor mense wat selfsug in hulle godsdienst bedrywe en hulle hardloop agter die miracles, die wonderwerke. Goed, my lewe moet dit eenvoudig een geweldige skop van wonderwerke kry en ek moet hierdie bonatuurlike goed beleef. Ek moet dit dus gaan oor my belewenis. Gaan nie oor God nie. Het gaan nie daaroor dat hy koning is, dit is onpopulêr. Wie glo nog aan daai ou tyd se goed van God moet koning wees? Ja, dis hoe die mense nou vandag, nou kom Openbaring 3 en hy sê, jy sê ek is ryk en het verryk geword en het dan niks gebrek nie, en jy besef nie dat jy is wat arm, beklanswaardig, blind en naak is nie. Hy sê, kom koop van my oorsalf. Hoe is dit dat mense dit nie insien nie? God gee die oorsalf. Maar weet jy, ek moet hy oorsalf aansmeer. Ek moet die genade wat God my gee om my oë oop te maak, moet ek neem, ek moet dit toelaat. Dis nie ek wat my so wonderlik laat sien nie. Dis God se genade. Maar as ek daai genade weerstaan, dan bly ek blind. Dan sien ek nie my sonde nie. Dan sien ek nie wat verkeerd is in my lewe. Dan kan ek nie op die pad van heiligmaking vorder nie. Ek soek net bevordering
en ek tot hoër vlakke van geestelike dimensies en belewinge en wat jy alles noem, koninkrykservaring van hoog in die hemel wil ek wees. Jesus sê, maar ek wil afsluit deur te vra, wat maak hom bly? Wat maak hom bly? Wat bring vir Jesus vreugde? Want ek glo nie een van u wil graag hy moet vanmôre met trane oor jou sit nie. Wat maak hom bly? As jy hom vertrou. Wanneer jy sê, Jesus, u moet regeer in my hart. Wanneer jy aan hom kom oorgee, wat wil u hê, moet ek doen, Here? Wanneer jy vir 'n ander een wys hoe lief God hom het, deur hom so lief te hê as wat God jou lief het. Is nie fantasties nie? Die Here sê, op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is, verslaaf van gees, wat bewe vir my woord. Hy sê hy woon in die heilige plek, maar ook by die verbryselde en nederige van gees, daai een wat hom voor hom kom neerbuig. En dan wil ek afsluit met hierdie pragtige verhaal van wat in die Bybel opgeteken is in koning Dawid. Koning Dawid is by geleentheid is hulle teenoor die Filistyne opgestel en koning Dawid is dors. Hy is amper soos ek nou dors is, né? Maar hy is nie net sommer dors nie. Hy sê hy begeer nou water uit die put van sy vader Jakob. En die is 3 van sy helde. Jy weet, daai manne hulle is skrikwekkend fantasties geweest. En hierdie 3 manne sê, geen probleem nie. Hulle breek dwars deur hierdie 3. Gaan dwars deur die Filistynse leer. En hulle gaan haal water vir Dawid uit die put van Jakob. Hulle koning het gepraat. En hulle bring dit. Toe Dawid in sy hande kry, toe is hy so oorweldig, dat hierdie manne hulle lewe opgeoffer het om vir hom hierdie water en sy begeerte aan toe te staan. Dit is half moeilik om te verstaan. Toe vat hy daai water en hy gooi dit uit as 'n offer aan die Here. Hy sê, Here, hierdie is heilig. Dis mense wat hulle lewe vir my opgeoffer het. Ag, vriende, koning Jesus kom vra dat jy water in die put van Jakob sal gaan haal, dat jy die dinge sal trotseer om jou toewyding aan hom voluit te bewys. Daarop hoor ek 'n stem wat sê, Here, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? Hier is ek, Here. Stuur my, geen offer te groot vir my nie. Jesus sê, kom na my toe. So sê ek vir julle, sal blydskap vir die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Een mens wat omdraai, een kind van God wat van daai ou ellendige troon van hom afklim en in die stof voor God buig en sê, Here, wees my genadig. Ek is vol van myself en vol van die vlees. Dan is daar blydskap in die hemel. En ons maar elke dag van ons lewe. Niemand het gearriveer nie. Niemand van ons het gekom, maar ek sê wel, ek het dit al bereik, nee. Elke dag wandel aan die voete van Jesus. 'n lewende heilige, aan God welgevallige offer. En nou kom Romeine 12 vers 2, word verander. As jy nou aan die Here oorgegee het, sê, wat is nie klaar nie. Romeine 12 vers 2, word verander. Deur die vernuwing van jou gemoed. Jou hele manier van dink oor die lewe, oor jouself en oor God, moet verander. Want ons is blind vir ons eie selfsug. Verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dan kom hy nog sommer in die volgende versie en hy sê, julle moet tog nie van julle self te veel dink nie. Daar is nog al 'n rede voor. En dan gaan Romeine 12 verder aan en hy praat van die gawes. Hierdie een het gawes, daai en daai gawes, en die een moet nie dink hy is nou die beste nie. Ons het mekaar nodig. Daagliks verander. Ek sluit dan af met hierdie
Pragtige lied, alles offer ek aan Jesus. Al gee ek my oor. Ween hy oor jou? Of jy gee vanmôre oor jou? Maar God ja. Kom ons buig in gebed. Here, daar is soveel meer in hierdie Palmsondag. Daar is soveel meer in U. Maar hierdie mense het hulle eie koninkryk wou hê, volgens hulle standaarde, en dit aanstoot geneem aan ons meester op sy donkie. Here, maak ons ook maar soos Andrew Murray, net donkietjies. Here, sien elkeen wat nou na U toe kom en sê, Here, breek my, vorm my, vul my, vergewe my, reinig my, Here, ek is vol van myself. Wees my genade, so wil ek asseblief nie sterwe nie. Ek wil gereed maak om U te ontmoet. Dankie, Here. Amen. Ons gaan ten slotte saam sing. Koelerig in die oggend nou, is die tegnologie nie so, die mense druk die regte knoppe, maar die drade wil nie so saamwerk nie. Ek het nog 'n drukkie druk. Hy is by die agterste ene, maar ek kan nog weer optel van vooraf. Kom eers weer terug. Ja. Hy wys by die blouetjie daai kant. Ja. Ek weer probeer. En terug. En terug. Maak maar die hart stil voor die Here. Ons wil graag hierdie lied, is baie kosbaar. Ons wil hom baie graag speel.